So net voor hierdie dag begin en ons almal maak reg vir 'n naweek en party van ons gaan bietjie weg, party van ons bly by die huis want dis die storie van ons lewe, ons het nie geld om iewers in te gaan nie. Ek voel vanoggend net in my hart, daar's iemand wat nodig het om hierdie ding te hoor. Liewe vriendin, jy is meer werd as korale. Jy is meer waardevol as goud. Wat ek lees 'n gelykenis in die laaste week lees ek raak en is iets wat ek nog nooit, my oog nog nooit so gevang het nie. En hierdie week toe praat dit net met my. En ek dink nou al die hele weekie aan en ek voel net, omdat dit vir my iets beteken het ook, weet ek dit moet iets spesifiek vir iemand beteken die buitekant. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe dit voel, jy word soos albasters rondgegooi nie. Maak nie saak of jy voel, jy soos daai sandkorrels wat in golwe net wegspoel. En dan wil ek vandag vir jou sê, dat dit juis is in jou gebrokenheid, wat die Here jou vorm. En dalk dink jy maar, hierdie is vanoggend 'n ding wat enigiemand al vir my gesê het, en is net nog 'n goed voel boodskapie. Nee, liewe vriendin, ek wil vanoggend vir jou kom sê, jy is kosbaar en jy is waardevol. Maar hoor gou wat sê Matteus 13, en ek gaan vir lees uit die Amplified Bible uit. Matteus 13 vers 45, hy sê, Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of pearls. And upon finding such a single pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. Julle, hoe significant is hierdie nou dat die Here gaan sê, maar ons, jy vrou, is soos die koninkryk van die hemel. Jy's meer werd. Daar's iemand wat uitgaan om jou te soek. Daar's iemand wat alles agtergelos het om jou te gaan soek. En toe hy jou gevind het, toe jy vir Jesus gevind het, toe jy jou purpose in die lewe gevind het Jesus gekom en het jou beskerm. Nou ek het nooit geweet hoe word 'n parel gevorm nie. Mens weet maar altyd dit kom vanuit die see uit en dit word nou 'n oester. En ek moet vir jou sê, as ek dink aan 'n oester, en dink ek aan 'n baie glibberige ding. Want ek eet mos nou nie sulke snaakse seekosse nie. En of ek hou nie van goed wat in my mond kom met so jakkie is nie. Maar in 'n geval, as ek daaraan dink, dan sien ek hierdie ding. En ek onthou toe ons klein was, my pa het ons altyd gevat dat ons soms by die see vis vang. Want hy altyd hierdie klippies op, jy weet mos, daai by op die sand, op die sandstrand staan. En dan staan hierdie goedjies wat so toegevou is, partykeer, ander goed, dit lyk so mossels, maar dit is daai so wit klipperige ding, wat net so daar lê. En partykeer is hulle regtig nie mooi nie. En partykeer lyk hulle verniel, maar tog as jy daai oester gaan oopbreek, in die middel van daai oester, is die mooiste enkel parel wat gevorm is. Nou julle, 'n parel word nie net daar binnekant gesit nie. Hy sê, ek het bietjie gaan oplees oor hierdie parel ding, en hy sê, 'n parel word gebore, hy word geplaas in daai oester, nou. Wanneer die oester losgeruk word van die wand af, dan gaan hy deur sekere prosesse, en hy word rondgegooi in die see, hy word gebroke, hy gaan deur hierdie hele verwoestende effek, maar die oester breek nie. En sodra daai oester oopgebreek is, dit is wanneer ons daai waardevolle parel kry. Julle, en is dit nie wat Jesus ook kom doen het vir ons nie? Jesus het uitgekom, uit aarde toe gekom, sodat hy gebroken kan word, sodat hy die punishment namens ons kan vat. En daar diep binne in sy hart, daar diep binne in sy purpose vir ons as mense, het Jesus ons gaan vat en ons in die holte van sy hand gaan vashou. Daar waar hy weet, hy gaan alles verkoop. Hy het alles verkoop, hy het alles gedoen. Daar waar alles verniel is, kom Jesus en hy sê, maar met my wonde, deur my wonde is jy genees. Deur my bloed is jy vrygekoop en skoon gewas. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy staan op daai plek, mevrou, wat jy voel jy het nie meer hoop nie. As jy staan op daai plek, liewe vriendin, wat jy voel, ek is niks meer werd nie, ek weet nie hoe om aan te gaan nie,
My man skree net heeldag op my, daar my man is besig met verkeerde dinge. My baas by die werk kyk net neer op my, almal beklei net met my en ek kan net niks reg doen nie. Of jy het kinders wat rebelleer teenoor jou omdat jy opstaan as 'n vrou van God, maar nie net dit nie, jy voel jy het jou kind reg groot gemaak en skielik is jou kind net van die pad af. Onthou net, dit is daai gebeure van 'n mamma, daai manier wat ons kinders groot gemaak het naby voete van die Here, al gaan dwaal hulle weg partykeer, kom hulle terug op die plek waar die Here hulle wil hê. Maar ek wil juist vandag vir jou wat voel, ek het nie meer waarde nie. Want ek het al baie so gevoel die laaste tyd. Voel ek, wat se nut is daar vir my? Volgende wil ek vir jou sê, jy het baie waarde. Net soos wat Jesus kom, ek symboliseer Jesus as hierdie oester, wat verniel is. Hy het deur al hierdie goeders gegaan, en partykeer voel ons word so rondgegooi in die see. Ons word rondgegooi in die storms, het voel of ons net nie kan opkom vir asem nie. En ons is moeg. Die winter het vinniger gekom, of vir my die winter vinniger gekom, as ek voorberei het. En skielik voel ek word siek, my kop raak nie meer lekker nie, ek is moeg, en ek weet baie van ons voel so, en is net die een ding op die ander ding, en julle dit voel of ons net nie bo uitkom nie. Op 'n ander ding, as iemand daai oester gaan oes uit die see uit, as hy daai oester gaan uithol, of hy spoel uit op die strand, jy breek daai oester oop, is daar 'n juweel, 'n parel binne in daai oester veilig toegevou. So al het hierdie dop baie oorgekom en hy lyk sleg van buitekant af en hy lyk glibberig vir mense en hy sit jou net heeltemal af. Sodra hy oop gebreek word, is daar hierdie kosbare parel wat daar binnekant sit wat niks oorgekom het nie. Dis daar waar hy vasgehou is, veilig, wat ons weet dat niemand kan jou ruk uit die hand van God uit nie. Jou naam is in sy handpalms uitgeskryf. Vriendin, vriend, as jy op daai plek staan wat jy sê, vandag is die laaste. Vandag gaan ek opgee. En jy staan op daai plek wat jy eie lewe wil neem. Ek voel regtig, ek moet dit vir iemand sê, as jy op daai plek staan wat jy voel, jy is niks meer werd nie, wil jou eie lewe neem, die lewe is net nie meer moeite werd nie. Wil ek vir jou vra vandag, kom as daai pareltjie, waar die Here jou toevou, al gaan jy deur al hierdie dinge, weet dat God jou toevou, want is juist deur hierdie verwoestende omstandighede, en in jou gebrokenheid, wat God jou veilig hou, en miskien weet jy nie wat is die doel vandag nie, jy sê vir my, Dalaries, maar hoe kan 'n goeie God hierdie dinge toelaat in my lewe? Is dit dan die Here se plan dat ek moet seerkry? En ek wil vir jou sê, 100 maal nee, die Here wil nie hier met jou gebeur nie. Maar die Here partykeer laat hy goeders toe in ons lewens, sodat ons verryk kan word, vir die glorie van sy koninkryk, sodat wanneer ons hier uitstap, al is dit seer, wanneer ons hier uitstap, stap ons hier uit, meer as oorwinnaars. Wanneer ons hier uitstap, is dit 'n les wat ons geleer het. Weet, ons gaan deur hierdie wonde, en ons gaan deur hierdie seer, en ons gaan deur hierdie dinge. Maar God sê, hy verkoop alles vir jou. Hy het alles verkoop vir jou. Hoor wat sê die eerste gedeelte van hierdie Matteus 15, net voor wat hy van praat van die parel. Hy sê, want ek kom net eers kry, ekskuus. The kingdom of heaven is like a very precious treasure hidden in a field, which a man found and hid again. Then in his joy he goes out and sells everything he has and buys the field. Julle, net soos wat hierdie man wat 'n kosbare besitting gevind het, 'n skat gevind het, weet, vind hy vreugde. Net soos wat God, hy het gaan soek, en hy het hierdie kosbare skat in jou gevind, en hy het vreugde daarin gevind. En daarom het God alles vir jou gelos. Hy het alles verkoop, hy het jou vry gekoop deur sy bloed. En mag jy vandag hieraan vashou in hierdie bietjie hoop.
Ja, jy mag dalk voel, jy word net omgegooi en jy het nie meer hoop nie. Vandag is die laaste kans wat jy jouself gee of hierdie situasie gee, anders te wil jy iets doen, wat dalk heeltemal 'n ding is wat jy nie gaan kan terugkeer nie. Ek wil jou vandag vra, kom gee die Here 'n kans en kyk hoe tree hy in hierdie dag vir jou in.